Ek sien hierdie week 'n kort video wat my laat terugdink het aan my jonger dae saam met die familie op die plaas. Die titel van die video was eenvoudig Elke plaas se ongekroonde held. En die video het begin met 'n bakkie wat by die plaashek stop en dan die twee groot broers voorin stry oor wie die hek gaan oopmaak. Wie sal tog die werk gaan doen? En dan onthou hulle die jongste boetie agter op die bakkie. En met 'n fluit word hy geroep en gestuur en met 'n glimlag spring hy af om die hek te gaan oopmaak. Johannes maak dit duidelik vir jou en my in sy evangelie. Hy is gestuur en hy getuig met 'n glimlag oor die goeie nuus. Hoofstuk 12 vers 37 tot 50 verduidelik alhoewel dat almal se reaksie nie so positief was oor Jesus se koms nie. Hoewel Jesus so baie tekens in hulle teenwoordigheid gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord wat die profeet Jesaja gespreek het vervul kon word. Here, wie het ons boodskap geglo? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hulle kon nie tot geloof kom nie, want Jesaja het ook gesê, hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met hulle oë kon sien en met hulle harte kon verstaan, en kon terugdraai, en ek hulle genees nie. Wanneer ek en jy hierdie woorde lees, klink dit amper onregverdig, en laat dit amper ons hopeloos voel, want dit wil voorkom asof ongeloof deel is van God se plan. Dit is alhoewel belangrik vir jou en my om te onthou vir wie hierdie woorde van Jesaja oorspronklik geskryf is. Jesaja is 'n boek geskryf rondom die ballingskap van Israel. Jesaja 53 vers 1 verwys daarna dat niemand uit hulle self kan glo nie. Niemand kan self God raak sien nie. Dit is God wat homself openbaar en mense wat hom miskyk van wie hulle eie lewens fokus. En die tweede aanhaling is uit Jesaja 6 vers 10, vanuit 'n gedeelte waar God vir die mense in sy diens vra, wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper gaan wees? Om in God se diens te staan is nie maklik nie. Om God se boodskap te leef is 'n uitdaging. En daarom is daar mense wat nie wou luister nie en nie God se openbaring wou aanvaar nie. En die uiteinde vir hulle was die ballingskap. So is dit ook in Johannes se tyd en die evangelie. Baie mense is gedryf deur hulle eie gewin en nie God se wil nie. En daarom word mense reg deur die evangelie voortdurend geroep om in Jesus te glo. So is dit ook vandag. God het homself en sy plan van verlossing in Jesus geopenbaar. Geloof en wedergeboorte is twee kante van dieselfde saak en God vra steeds, wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? Wie is bereid om in my diens te wees? Wie sal die hek oopmaak? Wat is jou antwoord? Ek gaan jou vra om self jou gebed te doen vandag. Bespreek jou antwoord met God en deel jou hart met hom. As jongste broer het die video oor die plaashek oopmaak my laat glimlag vanweer die vreugde waarmee daardie tye en verhoudings my hart vul tot vandag toe. Mag jou antwoord op God se vraag soos Johannes wees, een geneemheid gebou uit jou verhouding met Jesus Christus en sy roepstem. En Jonathan Edwards sê vir jou en my, you may delay, but time will not. 'n Geseënde naweek en mag jy jou hart se hek met 'n glimlag oopmaak vir God se genade en liefde. Tot volgende keer. Totsiens.